Ons is besig met 'n reeks waar ons kyk, wys my die weg. Hierdie reeks is in hierdie laaste deel van Jesus se lewe, gaan kyk ons na verskillende aspekte van sy lewe. En ons gaan kyk hoe het hy geleef, selfs in die donker tye van sy lewe. In die tye wanneer hy weet, daar was angs, daar was vrees, daar was gevaar op die horison. En ons vra vir Jesus, wys vir ons hoe het hy geleef in hierdie tye. Is dalk maklik om iemand te volg as hulle op die bergpieke van hulle lewe, wanneer alles great gaan. Ek het 'n goeie vriend wat vir my eendag gesê het, ek volg mense. Ek lees boeke wat mense skryf in die grotte van hulle lewens, in die valleie van hulle lewens, in die tye wanneer dinge swaar gaan, want dit wys vir jou wat is in jou. Ons gaan kyk na Jesus en ons kyk wat is in hom. En wat maak dat hy so incredible leef in hierdie ongelooflike moeilike tye. Vandag se tema, kyk ons na die weg van oorgawe. Hy lei ons na 'n plek waar ons kan oorgee. Kom ons gaan luister, kom ons gaan kyk. Hierdie ongelooflike gedeelte wat ons nou gelees het, waar Jesus kom met 'n groot stem aan die einde van sy lewe, hy blaas sy asem uit, en net voor hy dit doen, sê hy hierdie woorde: Vader, ek lê my lewe in u hande neer. Ongelooflike woorde. Wat vir my interessant is vir my baie interessant. Jesus vind vroeër aan die kruis, onthou julle, Vader, waarom het jy my verlaat? Ons het nou laasweek gekyk, gaan leen Jesus woorde, nie sy eie woorde, maar hy gaan leen woorde by Psalm 22, want Psalm 22 begin, my God, waarom het jy my verlaat? As jy verder Psalm 22 aangaan, dan gaan dit dieper en dieper in. Nader dan sê hy het my klere verdeel en die lot daarop gewerk. Hy sê, hy het my hande deurboor en my voete deurboor. So ons weet dat Jesus het vroeër deur sy donker tyd aan die kruis, het hy na Psalm 22 gegaan. Maar hier, die oomblikke voor hy sy asem uitblaas, wat doen hy? Hy gaan leen weer woorde by Psalm 31. In Psalm 31 kom sê die psalmskrywer Dawid, toe sê hy, uit 'n hoë vlak van vertroue en geloof, kom sê hy, Vader, ek lê my lewe in jou hande neer. Is dit nie interessant, dat in die donkerste tyd van Jesus se lewe, wanneer vir mens niks meer sin maak nie, waar jy nie die einde kan sien, jy kan nie die toekoms sien, jy weet nie waartoe jy goed gaan nie, en wanneer jy self beïnvloed is, kom Jesus, en hy bid nie 'n oorspronklike gebed nie. Hy bid nie 'n nuwe gebed nie. Hy bid nie sy eie gebed nie. Hy kom en hy bid die woorde van Dawid. Vader, in u hande lê ek nou my gees neer. Ongelooflik. Hierdie gebed, Psalm 31, was 'n gebed gewees, wat deur die Jode aan hulle kinders geleer is. En die Jode het hulle kinders hierdie gebed oor en oor geleer, nie so wat hulle geleer het. As die kindertjies in die aande gaan slaap, dan was hulle bang want dit is donker. En hulle is bang as hulle aan die slaap raak, waar word hulle wakker? Dit is groot vir 'n kind om aan die slaap te gaan en jou oë gaan toemaak in die middel van die nag, en dan leer die ouers vir hierdie kind hierdie gebed en sê, voor jy slaap is, Boeta, maak jou oogies toe. Sê, Vader, ek lê my lewe in u hande neer. En met groot hoop en vertroue weet ek word môreoggend wakker. En papa, mama sê, die huis is hier, alles is hier. Jesus het as kleuter, het hy geleer hierdie bid. En deur sy lewe was dit 'n gebed vir hom gewees in sy hart. So met ander woorde, toe Jesus in een van die donkerste tye in sy lewe is, het jy al op 'n plek gekom, ek vra jou, het jy al op 'n plek gekom waar jy nie jou eie woorde kan vertrou nie? Ek het al. Het jy al op 'n plek gekom waar alles wat jy bid voel, dis nie goed genoeg nie? Of waar jy wens iemand anders te bid, want jy weet net nie meer wat se kant toe nie. Was jy al daar? Toe Jesus daar kom, wat doen hy? Toe sê hy, hoor nou mooi, gebruik nie nou geloof nie. Ek gebruik my historiese geloof. Historiese geloof. Het jy historiese geloof? Weet jy wat is die historiese geloof? Historiese geloof is iets wat jy in jou hart al vasgemaak het jare terug.
En teen die tyd en die oomblik wanneer jy dit nodig het, dan is dit daar. Hy ontwikkel nie nuwe geloof op daai oomblik nie. Hy gaan terug na historiese geloof toe. Hy het as kind hierdie woorde geleer. Hy was oortuig dit is vertroue in God. En waar vind hy hom vandag? Hy vind hom vandag op 'n plek waar hy sê, as dit waar was toe ek kind was, is dit waar vandag as ek God nodig het. En hy maak dit vas in sy siel. Historiese geloof. Nou, dalk nooi hierdie gebed ons vandag uit om hierdie woorde by Jesus te kom leen, soos hy dit by Dawid geleen het. En ek en jy kan daai woorde deel van ons daaglikse lewe maak, sodat die oomblik en die tyd wanneer ons onsself vind, ek weet nie wat om te sê of om te bid nie, wat daar groot vertroue kan wees in hierdie woorde, dat daar vertroosting vir ons kan wees. Waaroor gaan hierdie woorde? Hierdie woorde gaan oor om beheer oor te gee. Hoeveel van jou lewe spandeer jy tyd aan beheer? Dink 'n bietjie. Hoeveel tyd spandeer jy om uitkomste te beheer? Jy weet, hier kom mense kuier, jy wil graag dit gebeur, dit moet gebeur en dit moet gebeur. Ek moet net al die uitkomste beheer. Hoeveel keer vind jy jouself om gesprekke te beheer, sodat jy persepsies kan vorm, sodat jy die uitkoms kan bevestig wat jy graag wil sien gebeur. Ons doen dit. En is dit nie tiresome nie, raak ons nie doodmoeg nie. Daardeur wil ons baie seker maak. Ons wil baie seker maak dat alles in my lewe ontvou soos ek dit antisipeer het. Soos ek gedink het dit moet ontvou. En ek wonder as jy soos ek is, hoeveel keer probeer jy die uitkomste van goed beheer? Ek wonder hoe werk dit vir jou? Ek wonder of werk dit vir jou? Ek wonder of laat dit jou net soms moeg en uitgeput nie. Dit wil vir my voorkom, of God wat ons geskep het en gemaak het, ons nie gemaak het met die kapasiteit, met die know-how, met die gawes, om te beheer nie. Kom ons sê nie beheer nie, om alles te beheer nie. Om alles te beheer nie. Daar is net tye waar die lewe net te groot en te swaar op ons skouers rus en ons kan dit nie kontrol nie. En daai konstante ongeluk van wanneer goed nie uitwerk soos ons wil hê dit moet uitwerk nie. Jy moet net 'n bietjie langer leef. Jy moet net 'n bietjie ouer word en as ons vir ons ouer mense en nie gehoor vir ons meer senior mense, het alles uitgewerk soos jy gedink het dit gaan uitwerk. Ek sien jy lag, jy weet waarvan ek praat? Nou, jy weet waarvan ek praat? Dan kom jy agter, dit is onmoontlik om alles te hanteer en te beheer. Vat vir 'n oomblik. Jy bestuur jou begroting. Jy beplan om haar fyn, jou hele jaar is uitbeplan. Jy weet, as jy so leef en jy gaan so spaar en jy gaan dit doen, dan gaan hierdie geld oorwees, dan kan jy op hierdie vakansie gaan en ons kan dit doen, ons kan dit doen, ons kan dat doen. Min weet jy dat Amerika gaan Iran aanval. Dis buite jou beheer. En toe jy weer kyk, toe werk jou begroting nie meer uit nie, want die brood kos duurder, want die brandstof is duurder. En die ou wat die meel aanry, moet nou meer brandstof betaal om hy meel aan te ry. En jy's uit jou beheer uit. Dis my eenvoudige. Ons kom agter dat daar's dinge wanneer ons nie meer in beheer is nie. En dit maak ons hoogs ongelukkig as ons daar is. Dit maak ons bang, dit maak ons angstig. Ons weet nie hoe om dit te hanteer nie. Beteken nie ons moenie beplan nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar ons sien hier by Jesus, daar's definitiewe tye waar hy beheer totaal oorgee. Totaal oorgee. Ons beplan alles fyn en noukeurig, want ons wil die toekoms beheer. Maar wat van as ek vandag vir jou sê, jy kan nie. Jy kan nie. Ek love hierdie skrif, Spreuke 16 vers 9. Die mens beplan, maar God bepaal. Die mens beplan, maar God bepaal. Het jy al gesien dis waar in jou lewe? Om te dink jy kan alles in jou lewe beheer, is soos die vegetariër, wat glad nie bang is as 'n willebil en 'n kraal in haar klip nie. Want die bil sal my nie stamp nie, want ek eet nie vleis nie. Die lewe gaan met jou gebeur.
Dinge gebeur met jou wat jy nie gekies het nie. Dinge gebeur met jou wat jy nie antisipeer het nie. En hier is die belangrikste en die moeilikste ding van alles. Dinge gebeur met jou, hoor nou mooi, waarvan jy nie 'n keuse gemaak het, maar iemand anders het keuses gemaak en nou beïnvloed dit jou lewe. Hoe mal om te dink, ons kan ook beheer wat ander mense doen. Ander mense se keuses beïnvloed ons lewens. En dit los ons met skaring, dit los ons met pyn, dit los ons met seer. Hoekom is dit vir ons so moeilik? Hoekom wil ons alles beheer? Ons is so groot gemaak. Reg ook. Toe jy 'n toddler was die eerste ding wat hulle jou leer, beheer jou blaas. As jy dit kan bemeester, is jy great. Nou sien ek hoe ouer jy word, moet hulle weer jou leer, beheer jou blaas. Die wat lag, moenie hard genoeg lag nie. Moenie te hard lag nie, dan weet ons waar trek jy. Ons traai nie die basics beheer. Okay, kom ons, as jy klein is, Boeta? Nee. Jy kan nie so kwaad raak as mense as jy. Wat sê ons vir hulle? Beheer jou emosies. Great, ek hoop jy het al getraai. Het jy al emosies mee opgeskryk wat jy gesê het, waar kom die vandaan? Iemand doen iets kleins en iets triggers in jou. Ons is eintlik so uit beheer uit, dit is crazy. Dit is crazy. Dan kom ons by sosiale kringe. En dis van die seerste. Wanneer ek en jy nie kan beheer wat ander mense van ons dink nie. In die sosiale kringe wil ons soveel beheer uitoefen om seker te maak julle dink die regte goed van my. Want die wêreld tuimel in mekaar, my wêreld tuimel in mekaar. Wanneer jy my nie in die regte lig sien nie. Wanneer jy nie van my glo of sien wat ek graag wil hê jy moet glo en sien nie. Hierdie raak aan die 3 basiese behoeftes van ons mens. Hierdie goed raak daaraan. Ons het 'n behoefte om te beheer. Ons het 'n massiewe behoefte om aanvaar te word deur ander mense. Ons het 'n ongelooflike, en dan daar's 'n behoefte vir sekuriteit. Het jy al gevind, hoe voel daai 3 in jou lewe? Gaan kyk maar, die kere wanneer jy ernstig ongelukkig word, het iemand iets gedoen wat jy nie wou gedoen het nie? Gaan kyk. Of iemand is besig om jou af te keer of nie te aanvaar nie. Gaan kyk. Of jou veiligheid, jou toekoms, jou sekuriteit is bedreig. Jy voel ongelukkig. Die vraag is nie of beïnvloed hierdie goed jou lewe nie. Nee, dit beïnvloed jou lewe. Die vraag is, wat doen jy wanneer hierdie goed uit beheer uit is? En daarom gaan kyk ons, wys my die weg, Vader. Ons gaan kyk na Jesus en ons vra vir hom, wys vir ons, hoe tree jy op, wanneer goeders, en hier veral hierdie 3 goed, wat mense van my dink, my sekuriteit en my beheer. Wat doen ek as hierdie 3 goeders haywire gaan in my lewe? Ons kyk na Jesus se lewe. Wys vir ons die weg. En die eerste ding is, ek wil graag vir jou uitwys hoe Jesus se sekuriteit was. Die Bybel sê vir my, daar was 'n tyd gewees in die tuin van, in die olyftuin, waar Jesus, hy het gesê, ek is tot sterwens toe benoud, bid saam met my. Jesus was diep angstig gewees. Wat dink jy? Jesus is nie angstig omdat sy budget nie uitwerk nie. Jesus is nie angstig omdat hy dink hy gaan die pensioen kry nie. Nee, Jesus is diep angstig. Dis 'n werklike sekuriteitsprobleem vir hom, vir sy lewe. Is die aand voordat hy gevange gaan word. Sy letterlik sy sekuriteit is bedreig. Ons hoor dit in sy eie woorde, nê. Ek kan hoor amper daai wobble, daai tyd wat hy besef, wat gaan hier aan? Hy sê, Vader, laat hierdie beker verby my verbygaan. Is daar 'n ander manier? Is daar 'n ander manier? Is daar 'n ander manier? Ons kan amper sien hoe word hy getoets om te probeer beheer terugneem oor sy sekuriteit. En die oomblik toe daai woorde uit sy mond uitkom, toe gebeur iets ongeloofliks. Toe besef hy, ek het my hande in u, my lewe in u hande gelaat. Kom ek doen dit weer. En hy spreek hierdie woorde uit. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Ongelooflik, ongelooflik. So Jesus was self, sy sekuriteit was bedreig, maar dan ook, wat mense van hom dink, sy aanvaarding was bedreig. Kyk, dit gaan nou hierdie woorde. Toe Jesus aan die kruis hang, toe spot almal hom.
Jy was 'n kind op skool. Het jy gevoel is hulle jou spot? Hoe great was dit as kinders nie saam met jou lag nie, maar vir jou lag? Wie van julle was gespot oor jou kleredrag? Dalk was jy so bietjie armer, of jy het 'n bietjie vinniger gegroei as jou ander maats, en dan sê hulle vir jou, jou broek moet uitnodiging stuur vir jou kouse of jou skoene, want jou broek sit hier so halfpad teen die kuit op, en jou kous, daar so 'n stuk beenhare wat uitsteek. Maar as omdat jy nie keuse gehad het nie, lag vir jou. Het jy al ooit gespot gewees, net omdat jou ouers nie geld het nie? Was jy al ooit gespot gewees, omdat jou pa of ma verkeerde werk doen? Voel jy? 'n sielkrenkende goed. Was jy al gespot oor jou gewig? Oor hoe jy lyk? Goeders wat uit jou beheer uit is, en dan kyk ander mense vir jou dan, skeer hulle gek met jou? Hulle verneder jou. Dink gou 'n bietjie aan Jesus. Jesus is besig om te sterf aan 'n kruis, ongelooflike pyn, marteling. OK. Al doen jy dit aan my grootste vyand, dink gou sal jy voel, al doen jy dit aan jou grootste vyand, daar gaan 'n tyd wees waar ek my vyand jammer kry. Daar gaan 'n tyd wees waar ek stil raak. Daar gaan 'n tyd wees waar ek dalk wil wegkyk. En daar gaan 'n tyd wees waar ek dalk vir die executioner wil sê, "Hoor jy kan maar stop, dis genoeg." Jesus word nie daai guns gewys nie. Die mense wat nou voor hom staan terwyl hy gekruisig word, die skare, dit was 'n public spectacle. Hierdie skare wat nou daar staan, ken vir Jesus. Hulle ken hom. Die mense wat daar voor hom staan, is die skares wat hom gevolg het, weet jy? Hulle het gesien hoe Jesus hulle kindertjies vat, hulle kindertjies, en hy tel hulle op sy skoot, en hy vat hierdie skrynwerker hande, en hy druk daai kinders in sy bors vas, en hy bid 'n seëngebed oor hulle, het dit gesien. Hulle het gesien hoe Jesus by ouma kom, haar in die hand vat, en haar van haar siekbed af optel. Hulle het dit gesien. Hulle het gesien hoe Jesus by 'n vrou kom, wat 'n verskriklike wrede siekte gehad het. Sy het gebloei al vir haar hele lewe lank. Sy het so honger geraak vir aanraking, want niemand kon aan haar raak nie, want sy is gejudge, onrein. Hulle het gesien hoe gee hy glad nie om oor sy reputasie nie. En hy sak in die knie en hy tel af van daai vloer af op, en sy word genees. Hy was skuldig aan om hulle lief te hê, dis waarna hy skuldig was. En op sy laagste spot hulle hom, skeer hulle gek met hom. Ek gaan nie nou lees, maar lees in Lukas 23 wat sê hulle, as jy die koning van die Jode is, red jouself. As jy God se seun is, klim van die kruis af, laat God jou kom red. Dink vir 'n oomblik daaraan. Hy kon dit bid, hy kon dit bid, en hy het daai autoriteit gehad, en hy was die seun van God. Maar nee. Hoe was dit dat Jesus nie so omgegee het wat mense van hom dink nie? Hier in die kruis sien ons weer eens, hy verdedig homself. Wat sal ek en jy doen? Eerste, jy sal hulle probeer regstel. En dan wanneer regstelling nie werk nie, wat is die volgende aksie? Onthou julle as kind? Jou pa is stupid, maar nee, my pa is nie stupid nie. As jy nie kan draai nie, ag man, jou pa is stupid. Nee, die eerste ding wat ons doen. Jesus gaan nie na retaliate, hy probeer nie regstel nie, en hy gaan nie na aanval toe nie. Weet jy waartoe gaan hy? Hy gaan na 'n plek toe waar hy ongelooflike woorde sê. Dit sê ons, Jesus wys ons hier weg, hier is die weg. Hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe het hy dit reg gekry om daai woorde te spreek? Hoe het hy dit reg gekry om daai woorde te sê? Unthinkable. Weet jy wat hy reg gekry? Jesus het nie afgang van wat mense dink om te weet wie hy is nie. Is ongelooflik. In sy laaste oomblikke was wie hy is, was nog steeds vir hom baie belangrik. Ons sing in Johannes 2, sê die Bybel so mooi, hy sê, Jesus wou Jerusalem toe gaan, en toe in Jerusalem kom, toe het almal baie goed gepraat van hom, met hom opgehemel en gesê, jy is great, jy is awesome, jy is fantasties. En wat het gebeur? Die Bybel sê, Jesus het deur hulle gekyk en gesê, hy weet wat sit in die mens. En hy het nie nodig gehad, dat hulle vir hom moet sê wie hy is nie. Is dit incredible nie? Hy het nie afgang van mense se prys en se eer nie.
Hy het geweet wie hy is. Nou hoe het hy geweet wie hy is? Maklik. Jesus het eerder geglo wat die Vader van hom dink as wat mense van hom dink. Dis hoe hy hierdie beheer, om ander mense te beheer, heeltyd om reg te dink van hom, hy dit glad nie gehad nie, hy het dit nodig gehad nie. Net voor Jesus, net na Jesus se doop, kom daar 'n stem uit die hemel uit en 'n duif kom af en hy sê hierdie woorde: dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Dis om net te sê, well done boy, papa is lief vir jou. Ek like jou. Jy's 'n ongelooflike kind. Vir Jesus was dit waar. En hy het daarmee geleef. En net voor die donkerste tyd in sy lewe, net voor hy kruis toe gaan hy en 2 ander disippels, toe gaan na die berg van verheerliking toe. En toe hulle daar kom, toe spraak daar 'n groot stem uit die hemel uit en hierdie woorde was exactly weer dit. My geliefde seun in wie ek welbehaag het. Is asof God dit net versterk voor die donkerste tyd in sy lewe. En toe in die donkerste tyd in sy lewe. Hoor nou wat's interessant. Toe mense hom begin spot, toe probeer hy nie sy identiteit uitfigure nie. En hier is wat vir my belangrik is. Moenie jou identiteit uitfigure in die donker gate van jou lewe nie. Figure vandag uit wie jy is. Dat in die donker tye jy daarop kan steun. En Jesus kon woorde bid, Vader vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Want hy het vasgehou, omdat hy weet klaar waar is, van wie hy is. Ek werk baie keer met tieners en jong mense, en as ons gespot word, eintlik al hoekom ons kwaad word, as ons glo so 'n bietjie wat hulle sê. Ons glo so 'n bietjie wat hulle sê. Ons weet hulle so 'n bietjie reg. Jesus sê, julle het nie 'n klou wie ek is nie. Maar daar's een wat my gemaak het. Daar's een wie my ken. Hy weet wie ek is. En dis al wat vir my belangrik is. Ek love it. En met die laaste woorde kom ons, en ek sluit hiermee af. Nou sing ons wat Jesus doen in die laaste oomblikke van sy lewe. Waar hy totaal beheer verloor. Verskoon tog, waar hy beheer oorgee. Baie belangrike onderskeid. En Jesus se woorde is. En Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy sy laaste asem uit. Hier was 'n ongelooflike oomblik. Maar weet jy wat was die nie? Hierdie was nie, Jesus het verloor nie. Hierdie was nie, Jesus het misluk nie. Hierdie was 'n doelbewuste beweging. Dit was 'n doelbewustelike aksie van sy kant af. Weet jy wat is hierdie? Hierdie is nie 'n aksie van swakheid nie. Hierdie was 'n aksie van krag. Van oorwinning. Hy doen iets wat vir mense verskriklik moeilik is. Dit was 'n aksie van ongelooflike vertroue. Weet die Romeine sal kyk, hy sterf, hulle dink is 'n teken van swakheid. Nee, Jesus lê sy hande in sy Vader neer en hy sê, ek het ongelooflike vertroue in my Vader en ek weet my Vader sal my deurvat. Ware oorgawe is nie passief nie. Dit is aktiewe vertroue wanneer jy nie die uitkoms kan beheer nie. Aktiewe vertroue. In hierdie laaste oomblik haal ek dit weer aan, toe Jesus in sy donkerste vra van wys ons die weg. Toe is daar skrif wat al reeds in sy hart is. En hy hou vas aan die psalms. Hou vas aan skrif. Dit maak en dit het gehelp dat hy kan oorgee. Vir my baie mooi is Jesus se oorgawe is nie iets onpersoonliks gewees nie. Sy woorde is, hoor wat hy sê, Vader, in u hande lê. Daar's 'n relationship. Het jy al gevoel hoe moeilik is dit as jy 'n vreemdeling moet vertrou? Het jy dit al gevoel? Dit is eintlik onmoontlik. Partykeer is ons gedwing om vreemdelinge te vertrou. Maar Jesus is nie gedwing nie. Nee, Jesus kom lê sy newe neer, maar hy doen dit uit verhouding, hy ken sy Vader. Sê, Papa, ek sit my hande in jou ek sit my lewe in jou hande. Baie mense sukkel om oor te gee, omdat hulle nie in 'n persoonlike verhouding is nie. Dan finaal, die daad van oorgee, was wat dit is. Jesus het dit oorgegee. Hoor nou mooi. Jesus se lewe was nie by hom gevat nie. Die Bybel sê so mooi, hy het sy lewe neergelê. Hy het sy lewe neergelê. Dis nie nou als gaan die mekaar, als is verlore. Okay, kom ek sê nou 1 of 2 mooi religious woorde wat gaan inpas in die storie. Nee. Toe Jesus sy lewe oorgee, toe is dit 'n diep oomblik waar hy stil geraak het. En hy het gesê, dis wat ek nou wil doen.
En hy het 'n intentionele besluit gemaak. Sy lewe is nie by hom gesteel nie, hy het dit neergelê. Hy het dit neergelê. Ek wonder waar in jou lewe is, dinge bietjie uit beheer uit vandag. Natasja, julle kan slank vorentoe kom. Ek wonder waar in jou lewe is, daar dinge waarin jy vashou en daar sekere beheer wat jy net nie wil verloor nie. En jy vind jouself, jy's poot uit, moeg, jy's lam gelê, jy kan nie meer nie. Hoe lank bid jy al vir daai kind, maar jy het geen beheer oor wat hy besluit nie. Hoe lank vind jy in 'n verhouding en jy probeer al die regte dinge doen en sê, maar jy kan nie beheer dat die ander persoon dieselfde guns vir jou gee nie. Jy doen die beste moontlike werk wat jy kan doen. Jy sloof jou af vir 'n maatskappy, 'n werksplek waar jy jouself bevind. Maar jy kan nie beheer oor hoe hulle jou sien en wat hulle van jou sê nie. Hoeveel van julle probeer jou geestelike lewe, jou verhouding met God kontrol en beheer? Jy wil graag God met jou op die regte manier sien. En daarom probeer jy deur al hierdie geestelike hoop spring, jy probeer al die regte godsdienstige blokkies tik, sodat jy hierdie ervaring het. Here, kyk wie ek, hier's my CV. Hier's my CV. Jy kan dit nie beheer nie. Jy kan dit nie kontrol nie. Een van die wonderlikste vry oomblikke in jou lewe is wanneer jy besef, ek gee oorgawe oor aan God se hande. En weet jy wat dit is? Dis nie, ek kan nou nie meer self nie, nou moet ek dit maar oorgee nie. Nee, dis 'n besef. Ek gee dit oor vir iemand wat actually beter is as ek. Ek gee dit oor vir iemand wat môre kan sien, ek kan nog nie môre sien nie. En ek raak aktief betrokke saam met God. Ek gaan nie nou net passief en lê nie. Ek leef nou aktief saam met hom. Ek lê my hande in sy lewe neer. My gebed vandag is dat die Here op sy eie wyse vir jou sal wys. Waar kan hy vrede en blydskap na jou lewe toe bring? Deur middel van sekere goed wat jy gaan begin neerlê. En sê, Here, dis nou in u hande. Ek vertrou u. Dankie. Dis ons sê vir u, wys vir ons die weg en dankie dat u dit doen. Help ons om na u te kyk. Inspirasie kry om te leef. Stort oor ons hart uit blydskap, liefde en vrede. In Jesus naam. Amen. Baie dankie liewe gemeente. Geniet julle wonderlike dag. En dan daar's koffie daar buite en onthou, kom volgende week vroeg genoeg om 'n lekker plek te kry. Ons gaan 'n wonderlike diens hê 9:00 Vrydag. Dankie.